Goeiemiddag, dit is Vrydag 7 November 2025. Baie welkom by die Vrydagmiddag nuusflits saam met Klaas Prinsloo. Ons val sommer weg op 'n drafstap. Oktober 26/2. Daar het nog aanvalle bygekom wat ons besig is om te verifieer, maar dit lyk asof die saak water dra, so 26/2. En dit beteken dat die aanval tempo is 1 tot minder as 30 uur vir hierdie maand. Vir November sover 4 aanvalle en 1 moord. Kom ons kyk 'n bietjie na van die besonderhede. As julle gesuis in die agtergrond hoor, ons het gistermiddag, donderdag, het ons 20 mm omtrent gehad en ek dink ons trek nou ook al klaar weer amper by 15 mm. Kom ons gaan voort. Heilbron Saterdag 1 November 2025. Vroeg die oggend is daar 'n man geskiet en sy vrou is baie ernstig seer gemaak. Sy is in die hospitaal opgeneem, sy is besig om daar aan te sterk. Daar is ook 'n klomp vee gesteel, maar danksy Vrystaat Veiligheidsdienste en dan natuurlik die polisie en verskeie boereverenigings is daardie skaap teruggevind en daar was 13 arrestasies gemaak. Dieselfde dag, Hartbeespoort, die middag omtrent die 5 uur se kant, het 'n 17-jarige jongman agtergekom sy elektriese heining is haar probleem. Hy het uitgestap en hy is oorval deur 4 betreders. Hulle het hom ontvoer, vasgebind met drade in 'n onbekende plek. Hy het later losgekom en hy is gehelp en omtrent 11 uur die aand is hy ook weer veilig gewees. Kareebos Windplaas in die Noord-Kaap, dit is naby Touwsrivier of naby Lyngsburg, was daar 'n roof gewees waar 'n klomp aanvallers toegetree het met speelgoedwapens. Hulle het die wagtoerompel 'n paar goeders gesteel en dan natuurlik met 'n gesamentlike operasie tussen Noord-Kaap en Wes-Kaap polisie is daardie mense ook aangekeer en gesteelde goedere is teruggevind. Dan weer eens hier by die ooste van Gauteng is daar nou weer aktiwiteite. Begin verlede jaar, die eerste 6 maande van verlede jaar was omtrent 11 aanvalle gewees in daai area, in die area ongeveer van Cullinan in die noorde af, al die pad verby aan die ooste kant van Gauteng tot omtrent by Babsfontein was daar 'n hele klomp aanvalle gewees. Weer by Bronberg Melkery het hulle weer toegeslaan daarso. Hulle het hierdie keer die vee gevat, maar hulle het dit nie geslag op die toneel nie. Die polisie is besig met daai ondersoek. Daar's nou alweer 'n gepeter aan die vuurwapenwet en as op die stadium is daar 'n wetsontwerp, maar is nog nie afgeteken as wet nie. So kom ons kyk maar wat gebeur. U sien van daar af as die wetsontwerp wel gepubliseer word vir publieke deelname. Kom ons kyk wat gebeur daarso. Maar die ontwapening van 'n bevolking is nie 'n ding wat iets goeds vir 'n bevolking beteken nie en dit word gevolg gewoonlik deur tirannie. Adolf Hitler het gesê om 'n nasie te verower, ontwapen eers sy burgers. Ek het 'n bietjie gaan navorsing doen oor ontwapening en wat die prosesse of nie die prosesse is nie, wat die gevolge daarvan is. Die president van tirannie, dis 'n argument, historiese bewyse dui daarop dat die ontwapening van 'n bevolking 'n algemene voorloper van tirannie is. Noemenswaardige figure soos dit reg aangehaal het, Adolf Hitler, is die belangrikheid daarvan om burgers te ontwapen om hulle effektief te beheer. Die argument beweer dat 'n gewapende bevolking dien as 'n afskrikmiddel teen regeringsoortreding en onderdrukking. Dan was ook 'n argument die oneffektiwiteit van die gewapende bevolking. Kritici voer aan dat die geloof in gewapende bevolking as beskerming teen tirannie gebrekkig is. Hulle bewys daarop dat onopgeleide burgerlikes dalk nie effektief 'n moderne weermag kan weerstaan nie. Historiese gevalle soos die Khmer Rouge in Kambodja illustreer dat ontwapende bevolkings dikwels weerloos gelaat word teen brutale regimes. Nou in Suid-Afrika is dit 'n bietjie van 'n ander storie, want dit is nie dat die ontwapende of die gewapende bevolking huidiglik op die stadium teen 'n voltallige weermag moet opstaan nie. Maar dit gaan meer die scenario wees van 'n tipe van 'n burgeroorlog of soos wat ek al baie keer aangevoer het, die swart teen swart oorlog, en dat burgerlikes wat nie bewapen is nie en wat tussenin kom wel in die slag gaan bly, en dat burgerlikes wat wel bewapen is in staat sal wees om hulle self te beskerm.
teen hierdie faksies wat teen mekaar opstaan. Die ontwapening van die bevolking is slegs een aspek in 'n breër strategie wat deur 'n onderdrukkende regerings gebruik word. Ander faktore soos die stilmaak van meningsverskil, met ander woorde, jy mag nie uitpraat op sosiale media nie, dan word jy geketter. En dan natuurlik die beheer van die media. Nou die beheer van die media is klaar daar, so ons weet dat hoofstroom media nie veel sê oor wat gebeur in hierdie land nie. Veral as dit kom by plaasaanvalle en plaasmoorde. Die manipulering van openbare persepsie, dit speel ook 'n kritieke rol in die vestiging van tirannie. Dus kan die fokus op ontwapening alleen die veelsidige aard van regeringsbeheer oor die hoof sien. Nog steeds is dit nie 'n aspek wat ons heeltemal moet eenkant toe skuif, omdat dit 'n klomp bespiegeling is nie. Dit is nie 'n klomp bespiegelinge nie. As jy wakker is daar buitekant, dan weet jy lank al dat die regering die bevolking wil ontwapen. Nou, een van die groot dinge hoekom daar 'n ontwapeningswet gaan wees, is omdat die afvat van vuurwapens tydens plaasaanvalle dalk nie so vinnig gebeur as wat die regering gehoop het dat sou gebeur in daardie prosesse nie. So kom ons wees absoluut wakker vir wat in die toekoms gaan gebeur, want hierdie ding affekteer vir jou en vir my as die wit volk in Suid-Afrika. Ek gewens het om hierdie bytjie reën wat hier buitekant val oor te stuur daar na die Noord-Kaap toe waar dit baie swaar gaan, sou dit nie regtig gehelp het nie, want dit sou sulke reën gekos het om daardie veld volkome te laat herstel. Ek het van die mense daarso in die Noord-Kaap gehoor, daar van Sutherland se kant af, Sutherland Fraserburg, mense wat my kontak gemaak het op Facebook. Dankie dat julle kontak gemaak het. Dit is lekker om van julle mense te hoor. Ek is bitter jammer dat julle so swaar kry daarso, maar natuurlik die man met die wit bakkie is op pad. Hy en 'n ander klomp bakkies op pad. En ek het iewers langs die pad het ek gehoor daar's nou 'n Toyota uitdaging. So ek weet nie hoeveel water dit dra nie, maar die reëls van die spel is: bring jou eie voertuig, jou eie kostes, bring voer saam, wees gereed om nog ekstra voer te laai om uit te vat. Daar by Sutherland Fraserburg, daai areas kry ongelooflik baie swaar. So kom ons ondersteun vir Bring Hoop. Julle sien daarso op die skerm is die bankbesonderhede. As jy 'n bydrae kan maak, dit sal baie ver gaan, want daar's mense wat daar buitekant wat baie ongelooflik swaar kry. Dus jy help, en help dit vir Chris om hulle te help, en die span wat met hulle Toyotas of met hulle Buster Toyotas, ek praat ook van die Mahindras, ook daai kan toe ry. Daar's nie verbod op slegs 4-wiel voertuie nie, daar is slegs 'n aanvraag vir laaiplek en natuurlik wat jy kan saamvat, waar ook al jy vandaan kom, as jy van die Oos-Vrystaat af wil ry, of jy van Mpumalanga af wil ry, of van die Wes-Transvaal af, of waar ook al, jy van 'n paar bale saamvat, reël met Chris, sy telefoonnommer is op die skerm, waar jy die bale kan aflaai. Daai bale word weer opskep in pallets, wat makliker hanteerbaar is, en wat dan ook vir die skape gegee word in daai areas. Kom ons help die mense, dis ons eie mense, kom ons help asseblief. Dank julle. Nou ek het so flissies met Johan gepraat. Hy sê hy is maar aan die gang en hy gaan in Desember, vroeg in Desember gaan hy Bloemfontein toe. Ons vir hom daarso 'n dakkie reël. Ek ken 'n paar mense daarso wat ek glo wat uit hulle hart sal help. Nou Johan is nie net daarso om met die families te werk. Ja, hy doen ongelooflike werk met die families op 'n beradende vlak. Maar soos wat ons gesien het in Pietersburg, is hy ook daarso om so 'n bietjie insette te lewer in die hofproses. En hy het in Pietersburg het hy vir die aanklaer verduidelik waaroor plaasaanvalle gaan, wat die definisie is. En die brutaliteit daarvan het hy met die aanklaer gedeel. En dit het daai saak in 'n gunstige rigting gedraai. En ons het daarso het ons behoorlike vonnisse gekry met die Klaasens saak en ons vonnisse waarvoor ons baie dankbaar is. Nou Johan sal nooit sê hoor ek het geld nodig nie. Maar ek sê, ek weet. Hy doen hierdie want dit is vir my absolute hartsaak, dit is vir my roeping en ja, daar sal altyd fondse nodig wees. So asseblief, daar is die bankbesonderhede op die skerm en as jy 'n geldjie kan inbetaal, sal dit regtig waardeer.
Die ander ding is waarmee Johan besig is, hy is ook besig om al die gevalle waarmee hy werk, is hy besig om te boekstaaf. Hoe ver hy by die boek is, weet ek nie, want hy het ook al baie goeders wat hy moet doen rondom dit. Maar hopelik word daardie boek in 2026 vrygestel en ek hoop ek kan die eerste getekende kopie kry, want ek het ongelooflike respek vir Johan en hy is besig om vir ons 'n fantastiese werk te doen. En om daardie boek in jou hande te kan hê, gaan vir jou baie groot insig gee oor die werk waarmee Johan Kloppers besig is. Daar is die bankbesonderhede op die skerm. Asseblief, kom ons help vir Johan. Hy help ons mense na die aanvalle en by die hof en hy maak seker dat ons behoorlike resultate kry in die hof. Baie dankie. Soos julle kan sien hier op die skerm, Boerhart, ons gaan nou daaroor gesels en iemand anders het my gevra vir 'n gratis promosie nie. So nie die ouens wat die vellies maak of die messe maak het my gevra oor die praat 'n bietjie oor ons handelsware nie. En maar ja, wat ek wel wil sê is as jy daardeur Pietersburg jaag, vleislapa, daar in Groblerstraat dink ek. Dit is ongelooflike goeie vleis en ook met natuurlik ongelooflike goeie pryse. Beter pryse gaan jy nie kry nie. En as jy deur Pietersburg gaan, maak gerus 'n plan, gaan kyk Groblerstraat, gly ek nou oor al die R'e hier rond. Maar ja, natuurlik iemand wat natuurlik ook baie vir ons volk doen en nie net met die T-hemde wat sy maak nie, maar ook op TikTok om die boodskap uit te kry, om mense bewus te maak van wat daar buite aangaan. En selfs my werk wat sy dupliseer op haar kanaal waarvoor ek baie dankbaar is. YouTube kry net soveel views, as ek dit so kan stel, kyker. Die boodskap hier wat ek maak, laai ek op YouTube en ek gee daai weer vir haar en sy stuur dit weer uit. So hierdie boodskap word nie net 750 of 1000 keer gekyk nie. Hy word soms soveel as 20.000 keer gekyk. Nou, dis hoekom ek bereid is om vir haar ook hierdie promosie te doen. Daar sal julle sien aan die linkerkant van die skerm, die Witkruis monument se hemde. Ek dink hulle is R250, 'n gedeelte van daai gaan na die Witkruis monument toe. En natuurlik as jy die 4 kleur op jou bors wil ronddra, daar's vir 'n swart 4 kleur T-shirt. En ek is seker daar's ander klere ook. Ek is nie seker nie. Ek sal seker maak as ek volgende Vrydag vir julle dalk ander variasies kan wys. Maar asseblief, gaan kyk daarna, gee vir Ter se likeie. Sy is baie vinnig met haar aflewerings. As hy materiaal of as hy voorraad het, dan hardloop baie goeie soos die blou trein oor die Karoo. So hy hardloop vinnig. So gee haar likeie, sit jou bestelling in en kry jou T-hemp en ja, ons vat dit van daar af. Ja, dit is al van my kant vandag. Blyboek aanvalle. Hy hardloop te vinnig. Ek kan nie bly nie. Maar ja, al wat ek vir jou wil vra is veilig daar buitekant. Maar ek wil ook hê jy moet besef, ons is nie alleen nie. Ons is 'n godsvolk. Maar onthou net een ding, geloof sonder dade is betekenisloos. So moenie in die nag uitstap en glo die Hemelse Vader gaan vir jou veilig hou nie. Stap gewapen uit of eerder moet glad nie uitstap nie. Ons is nog besig om aan daai veiligheidsvideo te werk wat gaan oor daai wat jy die fout maak deur uit te stap uit jou huis uit. En ek is besig om 'n paar goedjies buite sit by die materiaal wat ek gekry het. So gou as moontlik gaan ek dit uitkry. Maandeinde vir Oktober moet ook nog uit en dan is daar 'n ander ding wat ek ook aan werk wat 'n bietjie langer gaan vat. En dit gaan oor gefailde rehabilitasie. So, dink maar aan my, hier by my lesenaar, ek het nog 'n paar ander goeders ook om te doen. En ek kry maar die goeders uit soos wat ek kan en na die beste van my vermoë. Geniet julle naweek, as jy reën gekry het, dieselfde reën as ek gekry het, die naby my is, wees dankbaar vir hom. Hy hardloop hier af in die bult en as hy in die rivier, dan gaan hy daardeur Hartbeespoort deur dam. Ek sien Harties is baie vuil, maar die water gaan nog steeds deur en dit gaan na die regte plekke toe. Die besproeiingsgebiede is afhanklik van daai water uit Harties uit ook. Vaalrivier besproeiingsskema, Vaalharts, alles. Ons het die reën nodig en ons is dankbaar vir elke druppel. Kyk na jouself, kyk na jou ses, wees veilig en wees lief vir jou hartsmense. Mooi naweek.
Thank you.